Indien ons getalle met mekaar kan maal om 'n nuwe getal te vorm, byvoorbeeld 2 maal 6 is gelyk aan 12, dan kan ons ook enige getal neem en dit opreek in die getalle wat ons gebruik het om die getal mee te maak. Met ander woorde, daar is heelgetalle waarmee ons 'n getal kan deel en die antwoord is dan weer 'n heelgetal. Byvoorbeeld, 12 gedeel deur 6 is 2. Hierdie getalle noem ons faktore. Ek hoop dit is dadelik duidelik dat getalle meestal minstens 2 faktore het, 1 en homself. Dit is omdat 1 die neutrale element vir vermenigvuldiging is. As jy nie seker is wat dit beteken nie, klik op die skakel regs bo en werk eers deur die les wat handel oor die reëls vir bewerkings. Die getal 1 is so effens van 'n uitsondering op die reël, omdat dit net 1 faktor het. Maar dit is 'n storie vir 'n ander dag. Getalle met net 2 faktore word priemgetalle genoem. Al die ander word saamgestelde getalle genoem. Voorbeelde van priemgetalle is 2, 3, 5, 7 ensovoorts. Maar daarvoor sal ek 'n aparte video maak. As daar 'n skakel regsbo is jy gelukkig, want ek het hom dan reeds gemaak. Anders gaan jy net 'n bietjie moet wag. Hy is op pad. Kom ons vergelyk die faktore van 6 en 12. 6 en 12 is albei saamgestelde getalle. 6 kan in 2 kombinasies geskryf word. 6 maal 1 en 3 maal 2. En 12 kan in 3 kombinasies geskryf word. 6 maal 2, 4 maal 3 en 12 maal 1. Ons kan die faktore van 6 en 12 as volg skryf. Die faktore van 6 is dus 1, 2, 3 en 6. En so ook is die faktore van 12 1, 2, 3, 4, 6 en 12. Ons kan die twee lyste vergelyk en dan sien ons dat 1, 2, 3 en 6 in al twee getalle voorkom. Dit is gemeenskaplike of gemeene faktore. Die grootste getal in die lysie is 6. Dit word die grootste gemeene deler of dan die GGD genoem. Deler is dus 'n sinoniem vir faktor. Maar hoekom is faktore belangrik? Indien ons kyk na 12 plus 6, kan ons dit ook oorskryf as 2 maal 6 plus 1 maal 6. 6 kom in al twee hakkies voor. Dit is dus 'n gemeenskaplike faktor. Ons kan die distributiewe wet van vermenigvuldiging nou gebruik, al doen ons dit agteruit, om die stelling te faktoriseer. 12 plus 6 word dan 6 maal 2 plus 1. Ons kon die 6 uit al twee hakies uithaal. In hierdie geval kan ons nou BODMAS gebruik om die stelling te vereenvoudig na 6 maal 3 en die antwoord is natuurlik 18. Jy sal sekerlik wil vra hoekom dit nou belangrik is. 12 plus 6 was heeltemal maklik genoeg om die antwoord te kry. Die probleem is egter dat jy nou beweeg na 'n baie belangrike deel van wiskunde, algebra. In algebra gebruik ons hierdie tegnieke om by algemene oplossings vir vergelykings te kom. Dit sal alles mettertyd duidelik word. Vir nou moet jy seker maak, jy weet presies hoe faktorisering werk. In algebra is daar 5 basiese tegnieke om algebraïese stellings te faktoriseer. Die eerste bepaal ons die grootste gemeene deler, of die GGD. In die tweede tegniek sorteer ons eers die terme, sodat ons die GGD kan toepas. In die derde tegniek gebruik ons die verskil van 2 vierkante. Die vierde is die kwadratiese drieterm. En die vyfde die som en verskil van 2/3 magte. In hierdie video kyk ons net na die eerste twee, veral aangesien hulle baie dieselfde is. Wanneer ons met veranderlikes werk, volg ons presies dieselfde metode as voorheen. Ons begin met 'n eenvoudige stelling. 12a tot die mag 3 plus 6a tot die mag 2. Ek hoop jy kan dadelik sien dat ons 12a tot die mag 3 kan skryf as 2 maal 6
mal A mal A mal A. Net so kan ons 6A tot die mag 2 uitskryf as 1 mal 6 mal A mal A. Die gemeenskaplike faktore in die twee hakies is 6A en A, of dan 6A kwadraat. Net soos voorheen kan ons die distributiewe wet van vermenigvuldiging gebruik om die stelling oor te skryf as volg. 12A tot die mag 3 plus 6A tot die mag 2 is 6A tot die mag 2 maal 2A plus 1. Let mooi op hoekom ek die 6 oorgeskryf het as 1 maal 6. Daardie 1 is nodig om die faktorisering of dan die omgekeerde distributiewe wet van vermenigvuldiging te kan voltooi. Hy tree as plekhouer op vir 6A kwadraat, wat nou as die faktor optree. Ons het nou na die tegniek gekyk met net 2 terme, maar die beginsel bly dieselfde, ongeag die hoeveelheid terme wat voorkom. Kom ons maak dinge nou so bietjie moeiliker. 3 in hakies x minus 2 plus A in hakies x minus 2. Al twee terme besit 'n gemeenskaplike deel, dis 'n faktor, maar dit is nou 2 terme wat binne hakies is. Dit is die x minus 2. Alles binne die hakies is dus ook 'n faktor en kan sodanig hanteer word. Ons kan die stelling beskryf as volg. Daar is nog een scenario om dinge nog bietjie moeiliker te maak. 5 in hakies A minus 3, sluit die hakie, minus B in die hakie, 3 minus A, sluit die hakie. Op die oog af lyk dit of daar geen gemeenskaplike faktore is nie. Ons moet egter onthou dat alle getalle en terme 2 faktore het, 1 en minus 1. Ek kan die 3 minus A in die tweede stel hakies maal met minus 1, en dan kry ons minus in hakies A minus 3. So ja, die hakies lyk nou dieselfde. Kom ons pas dit nou toe op die oorspronklike stelling. As ons die tweede term maal met minus 1, lyk dit so. Ons kan nou duidelik die gemeenskaplike faktor sien, A minus 3, en die finale oplossing is. In die vorige metode is die voorbeelde sorgvuldig gekies om seker te maak dit pas by die metode. Die regte lewe lyk soms heel anders en dan moet ons terme sorteer en die gesorteerde paar dan afsonderlik faktoriseer. 2x kwadraat plus 2x plus 3x plus 3 het geen faktor wat in al die terme pas nie. Ons kan egter die eerste 2 terme en daarna die laaste 2 terme faktoriseer om die volgende te gee. 2x in hakies x plus 1 plus 3 in hakies x plus 1. Soos ons voorheen gesien het, het ons nou weer 'n gemeenskaplike faktor. Dit is x plus 1. Dis lyk die finale oplossing so. Kom ons kyk nou nog 'n voorbeeld. 7x plus 14y plus bx plus 2by. Hierdie stelling kan ons op meer as een manier sorteer. Kom ons sorteer, onthou jy die kommutatiewe eienskap van optelling? Kom ons sorteer dit eers volgens die syfers in elke term, 7 en 14. Dus 7 is nou 'n gemeenskaplike faktor vir die eerste 2 terme en b die gemeenskaplike faktor vir die tweede 2 terme. Ons kan dit dan faktoriseer na 7 in hakies x plus 2y plus b weer in hakies x plus 2y. Nog 'n keer kom 'n nuwe gemeenskaplike faktor na vore, naamlik x plus 2y, en ons kan die oplossing so skryf. Kom ons doen dieselfde stelling op 'n ander manier, die keer deur die klem op die x en y te plaas. Die stappe word nou sonder verduideliking gedoen. Deur telkens die korrekte stappe te volg, het ons dieselfde antwoord gekry. Is faktorisering werklik so moeilik? Nie regtig nie. Jy moet dit net oefen.
Daar is oefeninge op ons webblad wat jy kan aflaai en gebruik. Kyk na die skakel in die beskrywing. Anders is ek seker dat daar baie voorbeelde in jou wiskunde handboek is. Gaan vra gerus ook jou onderwyser. Meeste onderwysers help graag indien studente wys dat hulle werklik hard probeer. Onthou laastens, wiskunde is net stappe en hoe meer jy oefen, hoe meer gaan jy leer. Hoe meer jy leer, hoe makliker word dit om te weet wat die volgende stap is.